Sondagoggend weer eens. Dis so lieflik hier, ek in Monday het hier verbygery op 'n stadium, lang terug. 'n Klein paadjie tussen die berge deur, en ons kry oral hierdie lieflike berg riviertjies, 'n lae bruggies. En nooit het ons besef, dit gaan 'n punt wees, 'n plek, waar die Here ons twee gaan ontmoet in jou sitkamer, of in jou voertuig, daar waar jy ook al is. Dalk op jou selfoon, maar 'n woord het God vir jou vir hierdie Sondag. Kom ek hier bid gou saam. Vader, ek dank U vandag dat ons hier op 'n laagwaterbruggie kan staan. Here, die voeltjies op hierdie Sondagoggend wat uitroep en U verheerlik. Die natuur, die water wat kabbel. Dan dink ek aan U woorde wat klink soos water wat kabbel in ons siele, in ons menswees, in ons innerlike. Kom ons elkeen vandag, Here, soos wat ons is na U toe. Want vandag weet ek, Here, een aanraking, een woord van U af voor Here, kan ons hele lewe omdraai. Heilige Meester, ons God, ons het U nie net nodig nie, maar Meester, ons kom in hierdie nederigheid en opregtheid van die natuur na U toe, want U is almagtige God, en ons kom, Vader, om innerlik te kom versterk tot U, in Jesus naam, amen, amen en amen. Thema vandag wat die Here vir ons gee is dat ware vryheid is innerlike vryheid. Ware diep vryheid wat ek en jy het in die lewe, wanneer ons Jesus in ons lewe het. Jy kan hoe gebonde wees in situasies en omstandighede, dis soos ware wedergeboorte. Maar om daai ware vrede in jou te kan hê, moet jy eers innerlik genesing kry en innerlik vrykom in die lewe, dan is jy uiterlik ook vry. Kom ons kyk 'n bietjie, wat sê die woord van die Here vir ons. Ek wil net weer eens vir jou daai versekering gee, as Jesus 'n opdrag vir jou gee, en jy voer dit net eenvoudig blindelings uit, is jy reeds vry. As jy Jesus aangeneem het, in diepte, van buite af gaan jy gebonde lyk, en van buite af gaan jy gebonde voel, weens jou omstandighede. 'n blinde kom, en sy gebondenheid is, in Johannes 9, dat hy kan nie sien nie. Hierdie man kan waaragtig nie sien nie. En hierdie man is in 'n tronk van donkerheid in die lewe. En hy's gehuil dan dat hy afhanklik is van mense. Al wat hy het is sy eie stem. Hy's dalk gesond, maar hy kan nie sien nie. So sy beperkings is daar in die lewe. Hy het nie lewenskwaliteite om soos ek en jy hierdie mooi stroompie te kan sien nie, maar hy kan 'n idee van dit vorm want hy hoor. So innerlik kom hy en hy sê, Here, ek is blind. Ek is blind, raak my net aan. Here, ek is blind, ek kan nie sien nie. Maar wat sê Jesus? Nie soos vir die ander twee blindes buite die poorte van Jerigo, sien nie. Jesus gee hom 'n opdrag. Jesus spieg in die grond, en hy vat hierdie grond, en hy vorm dit en hy maak klei, en hy sit dit op hierdie man se oog. En hy sê vir hom, gaan was dit af by die bad van Siloam. Met ander woorde, hy sê nie vir hom sien nie, hy gee 'n opdrag vir hom. Hy sê, doen wat ek nou vir jou sê om te doen. Hoe hierdie man by daai bad van Siloam uitgekom het, sê die woord nie. Dalk het iemand hom gelei, maar hy was opgewonde. Hy het nie gewag dat 'n engel eers die water iewers moet roer nie. Hy het nie gewag vir wat mense sê nie. Hy het nie gewag en gekyk wat gaan gebeur nie. Hy het gegaan. Hy het gehoor, hy het dadelik gedoen wat Jesus vir hom sê. En hy gaan na die bad van Siloam toe. En ek dink toe hy by daai water kom, gryp hy van daai water en hy begin was sy gesig. En dan kan hy sien. Kind van God, gehoorsaamheid is iets wat hier binne begin. Is om te weet wat ek weet. As die Here vir my ding gesê het, al lyk dit buite hom donker en onmoontlik vir my in hierdie lewe, sal ek doen wat God vir my sê, want wat God vir my sê, dit is wat saak maak, want dit sal gebeur, want God het gesê, laat daar lig wees, God het grense bepaal, God het lewe gegee, en net God kan my help. As dit jou siening in die lewe is jy op die regte pad. Maar baie keer is dit 'n siening in die lewe, maar ons word nog altyd deur die bindinge van die realiteite wat ons sê is die tekkie die teer slaan op 'n maandag, vergeet ek baie keer van die woord wat ek op 'n Sondag gekry het of deur die week, en dit hoort nie so nie. Daai woord hoort in my hart. As dit in my hart is ek reeds vry. Dan is ek besig om in oorwinning te kom. En dis wat God vir jou wil gee. Hy gee vir jou 'n woord
wat jy op 'n maandag, wanneer die realiteite voor jou kom staan, in die lewe vir jou hart lyk, en jy soms alleen voel, en jy soms nie antwoorde het nie, dan onthou jy die woord, en jy sê ek staan op hierdie woord, want ek glo, innerlik is ek vry, niks sal my bind nie. Handelinge 16, terwyl Paulus en Silas buite bedien, hulle is besig om die woord te verkondig, kom daar 'n insident, en hulle beland in die tronk. Maar voor hulle in die tronk beland, word hulle nog verneder ook, 'n skare wat teen hulle opstaan, mense wat teen hulle opstaan, die regter staan teen hulle op. Met ander woorde, hierdie twee manne het onskuldig die evangelie, die woord uitgelewe en verkondig, uitgedeel, lewende water, lewende brood, uitgedeel, en kind van God, hulle word gearresteer, maar gegeesel, hulle word eers goed geslaan, hard geslaan, oor hulle lywe stikkend geslaan, en weet jy wat, kind van God, omdat hulle innerlik vry is, het dit nie saak gemaak nie, dis seer, hulle dalk ook gehuil, gegil, geskreeu, die realiteit is, hulle skryf nie baie daaroor nie, behalwe ons is gegeesel, maar dit was 'n langer proses as net een versie. Dit was 'n werklikheid, dit was moeilik, dit was bloed wat geloop het, dit was hier binne, Here, help my, Here, ek sal nie ophou nie, U is my alles, want ek is innerlik vry, dit wat hier met my gebeur, ek verdien dit nie, maar Here, dit gaan nie oor verdienste nie, dit gaan oor my getuienis wat die uit sal kom, ek sal bly glo, ek sal bly volhard. Hulle gesindhede was reg. Hulle sit in die tronk. Nie sommer net in die tronk nie, aan die diepste binnekant van die tronk is die opdrag. Met boeie aan hulle voete. Geboei aan hulle voete, asof hulle mense sou doodmaak. Hulle het gekom om mense gesond te maak. Hulle het gekom om die evangelie van waarheid te verkondig. Dit wat jy op hierdie sondagoggend hoor, kind van God, is 'n woord van God af om jou gesond te maak, om jou getuig te draai, om vir jou te sê, kom innerlik vry, dat jy uiterlik vry kan wees. Sit hulle in 'n tronk, en middernag tydperk, hierdie twee manne besluit, nou huis, daar is die evangelie wat uitgegaan het, hulle sluit by die byle, hulle maak daai byle miskien skerp, want dis miskien wat gebeur het, môre wil hulle ons koppe afkap, dis nie waarop hulle fokus nie, hulle fokus nie op die tronk waar hulle sit nie, hulle fokus nie op hierdie seer, stikkende houe wat nog bloei, hulle is nie eens behandel nie. Daar is iets soos menseregte nie. Daar is iets soos 'n dokter wat my kan kom sien nie. Lukas self al dalk baie ver hier vanaf. Lukas sal dalk bid vir die evangelie, maar hy's nie hier nie. Hier's niemand wat hulle kan vertroos nie. Maar ons vertroosting kom van God af. Hulle sit met hulle boeie aan hulle voete en besef, daar's geprofeteer oor my. Elke woord van God gaan waar word, daar's geprofeteer oor my, dat ek Paulus 'n ou man sal word, wat nog gelei gaan word, met ander woorde, ek self gaan dalk nie meer so duidelik sien, ek gaan dalk 'n stywe klomp ledemate hê, 'n bietjie swaar opstaan, maar ek gaan nog die evangelie verkondig, en ek is nog nie op daai ouderdom nie. Silas, kom ons begin verheerlik God. Kom ons verheerlik die Here, in hierdie omstandighede. Dit kos guts. Hy en Silas spring op, met boeie en al. Prys die Here, loof ons God, halleluja, ons majesteit oor ons, groot is God, heilig is God, hulle begin besing hom, kind van God, en die ander kyk hulle dalk so, en dink ons wou nog geslaap het, dis donker, dis slapenstyd, wat gaan met hierdie twee manne aan? Maar hulle hoor die evangelie, en daar buitekant waar die byle dalk geslyp word, spot hulle met hulle, in die middernag tydperk, die donkerste uur, die tyd wat hulle moes moedeloos wees, spring hierdie twee manne op. En in hulle opspring, gebeur iets wonderlik. God raak die tronk aan met 'n aardbewing. God se redding kom, daar waar gejubel en gejuig word. God se grootheid is daar. En dis waarvoor ons Vader dank. Kind van God, wanneer jy dink daar's geen hoop meer nie, wanneer jy dink dit is verby jou lewe, wanneer jy dink in jou lewe, kind van God, ek is vasgevang in 'n tronk, in omstandighede, gebeur die wonderlikste. Weet wat gebeur dan? Die Here God kom en hy ontmoet jou in die lofsange, in jou gebed, want jy is innerlik vry. Die tronk bepaal nie dat jy daar sit nie, maar God se vryheid bepaal dit. God se liefde bepaal dit. God se teenwoordigheid in jou lewe raak 'n getuienis.
En dit is wat jy vandag moet besef. Dis nie omstandighede wat dit gaan bepaal nie. Die Here God gaan dit bepaal, maar jou gesindheid moet reg wees. Jy moet innerlik eers vrykom, ander kan vergewe, vryspreek, vrykom van sonde, vrykom van hierdie tronke van omstandighede en situasies, vrykom om net die donkerheid in die lewe raak te sien, vrykom om net altyd te dink, daar is nie hoop vir jou nie, daar is nie 'n toekoms vir jou nie. In God is altyd 'n toekoms en is altyd hoop. En dis wat Handelinge 16 vir ons baie duidelik uitspel en wys. Daarom, kind van God, het hulle gegaan en hulle het die woord van die Here verkondig aan almal wat in die hoof van die tronk se huis was. Met ander woorde, selfs die bewaardes het op die einde tot ware bekering gekom. In jou lewe kan daar net ware bekering kom, nie net deur die woorde wat jy spreek, en Jesus wat jy uitroep, en mooi versies wat jy aanstuur nie, maar deur jou leefwyse, want as jy innerlik vry is, sien ander ook. Al slaan die houe hoe hard op jou, al is daar hoeveel vernederings, hoeveel aanslae, al word daar boeie in jou voete gesit om jou te stop in die lewe, kan nie. Dit kan nie gebeur nie. Sal God 'n aardbewing gee, jy sal vrykom en jy's innerlik reeds vry. En deur jou leefwyse gaan ander mense tot ware bekering kom. Hoekom kom ons jeug en jong mense, ons sê young adults, nie tot ware wedergeboorte nie? Kind van God, omdat hulle sien nie in die kinders van die Here die evangelie nie, die waarheid nie. Hulle kry versies, hulle kry preke, hulle kry woorde, maar hulle wil jou sien waar jy innerlik vry is, en nie meer praat van 'n land wat gaan ondergaan, van donker omstandighede nie, maar dat jy begin bid, en deur gebed, hoe hulle sien die gety draai, deur die houe wat val, wat hulle sien jy jubel en juig nog, deur die omstandighede wat kom, staan hulle op, en hulle loof en prys God nog, en kom uit daardie blokke uit, kind van God, nie die byle wat geslyp word, bepaal jou lewe, of mense nie, maar God alleen. Ons hele Bybel leer ons dit. Daarom wil ek vandag vir jou moed gee, en ek wil vandag vir jou sê, wat die woord van God sê, is die waarheid. Al is dit soms, dat ons by 'n plek kom wat die onmoontlike gebeur, wat ons sê, maar dit kan nie gebeur nie. Al spieg jy hoeveel keer op hierdie grond, en al vat ek die klei, en ek sit dit op die situasie in my lewe, as God sê, doen dit, gaan was dit af, met die bloed van Jesus, deur vergifnis, deur gebed, deur na jou bad van Siloam toe te gaan, deur net gehoorsaam te wees, sodat mense kan sien, die onmoontlike het in jou lewe gebeur. Ek eer God daarvoor. Ek dank die Here God daarvoor. En ek sluit nou af, geseëne van die Here. Jy moet goeie moed hou, sterk staan. Terwyl ek 'n man die net hierna gaan ons bedien in Mosselbaai, dank ons die Here vir die voorreg, en ons nooi jou uit, as jy Mosselbaai, Hartenbos en enige van hierdie areas bly, Kleinbrak, Grootbrak, tot in George, kom na die huis van die Here toe. Ons is nie daar om nog 'n kerk te plant nie, maar ons wil mense vry kry, innerlik gesond kry. Ons wil wys wie is Jesus, deur jou lewe, deur dit wat jy ontvang, sodat jy weer kan uitgaan, en die evangelie gaan uitleef, en kan verkondig. Ek dank die Here God, dat hy ons elkeen beantwoord, en dat hy jou ver vooruit sal gaan. Kind van God, hou goeie moed, staan sterk in die Here, en weer eens, kom vry. Kom innerlik gesond, wat die innerlik begin gebeur. Vrede is nie iets wat jy gaan kry van buite af nie. Vrede is nie die mooi terreine nie. Vrede is nie, kind van God, 'n plek vir afsondering nie. Vrede begin hier binne. En as jy vrede hier binne het, jy het Jesus en waarheid binne in jou, dan staan jy in oorwinning. Kom ek hier bid gou saam. Vader, ons bid nou Here in loof, en ons prys en ons eer U. Ons bid Here vir hierdie area, vir reën. Ons bid Here dat hierdie lopies tot oorvloed toe vol sal loop en damme volkom, dat die veiding weer daar sal wees. Here, ons sien hoe boere hierdie jaar baie swaar getrek het met hulle koring, canola en baie ander produkte ook, diere moes verkoop het. Ons roep tot U uit toe God, vir reën vir hulle, vir uitkomste, vir wonderwerke. Here, dat die boeie afval, in die middernag tydperk, in die uur wat hulle gedink het, dis verby. Here, is dit nie verby nie. Al gee soms 'n aardbewing in ons lewe, 'n skudding in die geesteswêreld, maar dit maak ons vry. Waar anders skrik en vol vrees sit, maak dit ons vry. Omstandighede sal ons vry maak. Al val die houe soms op ons, Here, staan ons in oorwinning. Ek bid vir elkeen wat siek is, Here, vir genesing. Ek bid vir elkeen wat uitroep, dat U hulle sal antwoord, Vader. Ek bid vir siele, wat tot ware wedergeboorte kom. Here, ek bid, dat die kerk van Suid-Afrika terugdraai na U toe,
En nie kyk, Here, na hulle welvaart en wat hulle het nie, maar kyk na U, Here, en U verander gee, sodat elkeen kan opstaan en sê, Jesus is my lewe. Ek dank U vir die oorwinning, waarin ons nou kan staan, en die naam kan groot maak en U net kan verheerlik. Dankie, Here, dat U ons elkeen weer eens vooruit gaan. Vader, ek anker hierdie gebed vas. Die bose gaan nie roof en steel nie. Hulle wat ongelowig is, sal gelowig raak. Deur ander se getuienisse. Maar hier sal 'n draai kom. En ek eer U daarvoor. Ons staan in goddelike autoriteit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen, amen en amen. Die vrede van die Here waarlik met jou 'n geseënde week en hou goeie moed. En as jy op een met vir Jesus wil kom, WhatsApp my na 0799655026. As jy woord nodig het, as jy in die George area bly, Eden area, jy het 'n besoek nodig, dan WhatsApp jy na dieselfde nommer toe. As jy gebed nodig het, dan WhatsApp jy my ook. Ek is 'n diensknegt van die Here, hou my besig, want ek werk vir die lewende ware God en ek is daar vir jou tot eer van die Here.